Markus 5 vers 21. En toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader, en hy was by die see, en daar kom een van die owerstes van die sinagoge, met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer, en smeek hom dringend, en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe. En hoor net in hierdie woorde, die geloof wat hy het. Hy sê, my dogtertjie is op haar uiterste. Kom, lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word. Hy het hierdie verwagting, hierdie geloof. As Jesus kom, sy hande op haar lê, sal sy gesond word en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. Nou hierdie speel af in Kapernaum. Daardie straatjies was nou. Hierdie mense hou hom terug. Kan jy jou indink in hoe hierdie pa, Jairus, moes gevoel het? Hy het hierdie geloof, Jesus moet kom, sy hand op hierdie dogtertjie lê en sy gaan gesond word, maar die mense hou hom terug. Hulle vertraag hom onnodig. Nou 'n stukkie wat ek nie gaan lees het, dan is daar 'n vrou wat met groot verwagting kom en sy is siek en sy kom raak aan Jesus. Die oomblik as sy raak aan hom, dan ervaar die Here Jesus, daar gaan krag uit hom uit en skielik staan Jesus stil. En hy vra, wie het aan my geraak? Dit klink amper soos 'n onsinnige vraag, want almal wil aan hom raak. Dis hierdie gedrang om hom. En Jesus bedien eers hierdie vroutjie. Sy ontvang genesing. Nou kan jy dink hoe moes Jairus gevoel het. Ek wil hê hierdie Jesus moet by my dogtertjie kom. Al wat hy moet doen is om sy hand op haar te lê en sy sal gesond word. Maar eers die mense hou hom terug en nou staan hy stil en hy is besig om aandag te gee aan iemand anders. Sien, nog kom in ons lewe baie dieselfde soort situasie. Jy vertrou God vir iets, maar dit lyk so asof die Here nie haastig is. Jesus kom nou en hy sê daar in vers 34 vir hierdie vrou wat hy bedien het, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, die dogter is dood. Seker die ergste boodskap wat 'n pa kan ontvang. Jou kind, jou lieflingkind is dood. Waarom val u die meester nog lastig? Hy kan jou nie meer help nie. Dis te laat. Dink jou in daardie desperate situasie waarin 'n mens beland, waarin jy voel, selfs die Here kan nou nie meer 'n verskil maak. Maar dadelik toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, ek lees vir ons daardie Amplified se weergawe, overhearing but ignoring what they said. Jesus hoor, maar hy ignoreer dit. Die Nuwe Afrikaanse vertaling sê, hy het net met die een oor gehoor wat gesê is. Jy sien, in ons lewe kom daar situasies waar jy die doodstyding ontvang, waar 'n situasie onmoontlik lyk. Die keuse wat 'n mens dan gaan maak, is, gaan ek aanhou om God te vertrou, of gaan ek luister na die stem van ongeloof, die stem van desperaatheid? Gaan ek my steur aan die omstandighede, of gaan ek vashou? Want Jesus het vir hierdie man gesê, ja, ek sal saam met jou na jou dogter toe gaan. Hy neem sy tyd, lyk dit vir Jairus. Daar's baie onderbrekings, lyk dit vir Jairus. En nou, dis onnodig dat hy kom. Maar hierdie Jesus het gesê, ek sal kom, en wat hy nodig het is om vas te hou aan die woord van dit wat Jesus vir hom gesê het. En Jesus sê vir hom, moenie vrees nie,
glo net. Die Amplified sê daar, do not be seized with alarm, and do not be struck with fear, and only keep on believing. Hou aan met glo. So wat gaan nou gebeur? Hier is hierdie man, die situasie lyk onmoontlik. Jesus sê vir hom, dis nie so erg nie. Sy's dood, Jesus. Dis nie so erg nie. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Moenie ek gee op, dis onmoontlik. Niemand kan my nou meer help nie. Nie eens God kan my nou meer help nie. Hou aan met glo. En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy het in die huis van die owerste van die sinagoge gekom, en hy sien die rumoer. Die Amplified Bible lig vir ons iets daar so uit, as hy sê, hy sien die rumoer, he looked carefully and with understanding, sien hy dinge. Jesus sien wat hier aan die gang is. Dis hierdie rumoer, mense wat baie ween en huil. En toe hy binne gaan, sê hy vir hulle, waarom gaan julle so te kere en ween julle? En baie kere mense se situasies, is dit ander mense wat te kere gaan en ween. Daar's altyd mense wat jou geloof wil afbreek, wat kom en wil kom bevestig, dis hopeloos, alle hoop is nou verby. En Jesus staan so en kyk vir hulle, en hy sien wat aan die gang is. Mag die Here gee dat ons daardie selfde oog kan ontwikkel, sodat ons ook kan begin kyk en kan sien wat regtig aan die gang is. Dat ons ook daardie een oor sal hê om, as ons dan nou moet hoor wat mense sê, maar dat ons sal weet, daar's 'n ander stem wat ons moet hoor, wat ernstiger is, wat belangriker is, wat oneindig meer saak maak, en dis die stem van Jesus, waar Jesus vir hom sê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Dis die tyd wat jy die hart van God moet vertrou. Daar kom 'n tyd wat jy jou nie moet steur aan mense, nie eers moet steur aan die sigbare, aan die onmoontlike, en sê, ek kies om God vas te gryp, om God te vertrou vir 'n deurbraak in my lewe, al lyk dit of dinge nie gaan uitwerk, al lyk dit onmoontlik, en veral wanneer dit lyk of dinge slegter gaan. En toe hy binne gaan, sê hy vir hulle, waarom gaan julle so te kere en ween julle, die kind is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag, maar hy het almal uitgedryf, ja gelyk. Hy het die vader van die kind saamgeneem en die moeder, en die wat by hom was, en ingegaan waar die kind lê, toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita, komi, wat is dit vertaal word beteken, dogtertjie, ek sê vir jou staan op, en die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud, en hulle was uitermate verbaas. En hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie, en gesê dat daar vir iets te ete gegee moes word. Net om seker te maak, almal weet sy is gesond. Gee vir haar iets om te eet, want 'n siek kind gaan nie eet nie. Ek glo dat die Here vanoggend vir ons wil sê, hou aan om God te vertrou vir 'n deurbraak in jou situasie. Mense sê maar, ek dink nie ek het groot genoeg geloof om die Here te vertrou vir 'n groot ding in my lewe nie. Kom ek sê vir jou, daar's nie so iets soos mense wat nie glo nie. Jy gaan na 'n dokter, jy sê vir hom wat verkeerd is. Jy ken waarskynlik nie die dokter. Jy het geen idee waar hy gekwalifiseer is nie. Jy het geen idee wat 'n soort mens hy is of sy is nie. Jy aanvaar die woord van die dokter en hy gee vir jou 'n voorskrif. Jy gaan na 'n apteker en sy of hy gee vir jou die medikasie. Jy het geen idee oor die integriteit van daardie apteek, of die apteker of enigiemand wat daar werk, of die vervaardiger of so nie. Jy aanvaar dat die medikasie wat hulle vir jou gee, die regte medikasie is. Jy gaan huis toe, jy maak dit oop en daar's 'n voubiljet, en jy vou hom oop,
in sulke klein skrif, en dan begin jy lees, en jy het geen benul wat die aktiewe bestanddele is nie, jy kan dit nie eers uitspreek nie. Dan lees jy waarvoor dit veronderstel is om te help, en jy verstaan nog minder. Dan gaan kyk jy na die neeweffekte, en dan sien jy, hierdie ding kan my doodmaak. Hier is soveel neeweffekte, ek kan regtig baie ernstig siek word, dis nie te sê hierdie ding gaan my help nie. En jy neem die medikasie. Jy vir my sê, jy glo nie. Jy glo die medikasie, al ken jy nie die persoon wat dit vir jou voorskryf, al ken jy nie die integriteit van die een wat die medikasie vir jou gaan gee, sodat jy dit kan neem nie. Jy lees en jy sien al die dinge wat kan verkeerd gaan, en nogtans neem jy die medikasie, want jy glo dat dit gaan help. Want jou dokter het dit vir jou gegee. Hoeveel te meer sal ek nie eerder God se woord vat en my lewe bou op dit wat God vir my sê. Dit is pragtig as ons Spreuke 4 lees, daar vers 20, waar ons hierdie idee kry van hoe kosbaar God se woord is. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. God kom nie dan in die klein skrif sê, al die neeweffekte, alles wat kan verkeerd gaan as jy sy woord sal neem. God kom en hy maak net hierdie beloftes vir ons. Die keuse wat ons het is, gaan ek God se woord ernstig opneem, my lewe bou op dit wat die Here vir my sê. My ore toemaak vir wat ander mense sê. My ore toemaak vir die negatiewe, en ek gaan hoor dat die Here vir my sê, moenie vrees nie. Met ander woorde, ek is ten volle in beheer, sê God. Die skepper van hierdie heelal sê vir my, jy's veilig in my hand, ek is in beheer, moenie bang wees nie. Wanneer die ander stemme kom, wat vrees by jou wil wakker maak, dan sê jy nee, ek kies God se woord. Die Here kom in Jeremia 1 vers 12, hy sê, ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Van die nuwe vertalings bring die gedagtes, die betekenis mooier na vore. Ek staan gereed om te doen wat ek sê. God kom en hy wil vanoggend vir jou kom sê, ek is gereed om my woord in jou lewe in vervulling te laat gaan. Dis of ons sy woord gaan glo. Daar is so 'n pragtige gedeelte in Psalm 119. Psalm 119 vers 41, daar lees ons, hy sê, laat u goeie tierenheid, u goedheid en u guns oor my kom. Here, u heil, u redding, u genesing, dit wat u in my lewe doen, volgens u belofte. Gaan ons daar na Psalm 119 vers 49, dan lees ons daar, gedenk die woord aan u knegt, omdat u my laat hoop het. Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. Mag dit so wees in ons lewens, elkeen van ons individueel, maar ook as kerk, dat ons mense sal wees, wat sê, ek kies om my lewe te bou op God se woord. Die engel kom na Maria, die moeder van Jesus. Hy maak beloftes wat enige mense verstand te bowe gaan. Hy sê in Lukas 1 vers 37 vir, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. God wil vir jou kom sê, vertrou my vir groot, wonderbare dinge wat onmoontlik lyk in mense se oë, want geen ding is vir my onmoontlik nie. Maria kom, laat dit met my gaan volgens u woord. Met ander woorde, dit wat dan nou onmoontlik is, laat dit gebeur, want God het so gesê. Nou vanoggend wil ek julle net aanmoedig, kom ons word mense wat ernstig God se woord sal opneem en sê, ek kies om nie te vrees, maar God te vertrou. Ons lees in Job die 3de hoofstuk vers 25. Hy sê, as ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my, en die ding waarvoor ek bang is, kom
na my toe. Hoor wat sê hy? Hy sê, dit wat ek vrees in my lewe, dis of ek dit aantrek, want dit kom na my. Daar's 'n beginsel daarin van as jy glo in die negatiewe, dan trek jy, verwelkom jy die negatiewe in jou lewe. Hoeveel mense gaan deur die lewe en hulle vrees, hulle gaan 'n ernstige siekte kry, en hulle kry dit wat hulle gevrees het, is dit wat hulle kry. Hulle vrees, daar gaan 'n spesifieke mislukking plaasvind, en so waar, daardie mislukking vind plaas. Hulle hele lewe word gebou op vrees. En Job kom en hy sê, die ding wat ek gevrees het, die dinge wat ek gevrees het, dit kom oor my. Jy het 'n keuse, jy kan lewe in Job 3 vers 25, die dinge wat ek vrees kom oor my, of jy kan leef in Spreuke 3, 25. Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik, of vir die ondergang van die goddelose as dit kom, die goed wat met die goddelose gebeur, jy hoef nie bang te wees dat dit met jou gaan gebeur nie. Want die Here sal jou vertroue wees, en hy sal jou voet bewaar vir die skrik. Jy hoef nie bang te wees, sê een van die nuwer vertalings, dat teëspoed jou skielik sal tref nie. Die Here is jou beskermer. Ons kan kom in ons lewe op daardie punt waar ons sê, ek vrees nie. Die oomblik as jy 'n stem hoor, wat na jou toe kom met 'n belofte van onheil, van dinge gaan erg wees, dan kom jy en dan kies jy, ek kies om nie te vrees nie. Ek kies om nie bang te wees nie. Hier is 'n teksvers wat ons lewe moet bou op Psalm 112 vers 7. Dis nou die regverdige, en ek en jy as kind van God is regverdig in God se oë deur wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. So hierdie vers is vir my en op my van toepassing. Hy vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Ek gaan nie deur die lewe terwyl ek bang is vir slegte goed. Hoeveel keer het jy al gewonder, ek wonder of dit gaan gebeur. En hoe meer jy daaraan dink, hoe groter word jou angs. Later is jy doodbenoud vir dit wat gebeur of gaan gebeur. In plaas daarvan om te sê, nee, dit wat Jesus vir Jairus gesê het, is wat hy vir my en vir jou sê, moenie vrees nie. Waar jy vir jouself dan moet sê, ek vrees nie slegte tyding nie. Ek weier om bang te wees vir slegte tyding. Hoekom? My hart is gerus. Hoekom? Want ek is vol vertroue op die Here. Kom ons lees dit weer. Kom ons maak dit ons lewe, bou ons lewe daarop. Ek vrees nie dat slegte tyding by my gaan kom nie. Wanneer ek iets hoor wat dalk klink so slegte tyding, luister ek met 'n halwe oor, want met die ander oor, met my hart en met my gees, luister ek na God wat vir my sê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. As dit lyk asof Jesus stadig is, as dit lyk asof die skare hom terughou, as dit lyk asof hy eers aan iemand anders aandag gee, as dit lyk volgens God se wil, asof die antwoord, die onmiddellike antwoord op my gebed nie dadelik daar gaan wees nie, dit maak nie saak nie, my hart gaan nie onrustig wees nie, ek vertrou op die Here. My hart is gerus, vol vertroue op die Here. Nog so 'n psalm wat ons gerus in ons harte moet inbou en waarop ons lewe kan bou. Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, in nood is hy gereed om te help. Die New King James Version sê, a very present help in trouble. Kom ek en jy bou hierdie jaar, die res van ons lewe, op God se beloftes. Kom ons laat toe, dat sy woord bepaal wat ons glo, waarna ons luister. Ons hou aan om God te vertrou. As ons dit doen, gaan ons beleef hoe God besig is om dinge in ons lewe te doen, wat meer is as wat ons ooit kon dink of verwag.
Ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dis u woord, Here, wat vir ons hoop gee. En soos ons vanoggend hier is, Here, ken u vir ons. U ken ons omstandighede. U ken die dinge waaroor ons so maklik bekommerd raak. U hoor die negatiewe berigte waarna ons so maklik luister. Here, maar ons kies as God se volk om God se volk te wees. En te sê, ek weet, ek behoort aan die Here, daarom is ek veilig in die sorg van my hemelse Vader. En nie 'n haar van my hoof sal verlore gaan sonder dat hy weet daarvan nie. So Here, in ons lewens is daar vanoggend behoeftes. Daar's drome, daar's begeertes om dinge te doen, daar's soveel mooi dinge, Here, wat in ons harte plaas. En ek glo, Here, dat hierdie jaar kan die jaar wees wat ons beleef, soos wat die woord sê, Here, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens u krag wat in ons werk. Maar wat u van ons vra, Here, moenie vrees nie. Hou aan glo. En deur u genade, Here, is dit wat ons wil doen. Deur Jesus ons Here.